Draai so na iemand langs jou agter jou en sê vir hulle dis so lekker om jou te sien vanoggend en dan kan jy jou sitplek inneem. Baie baie dankie. Nee. Dankie, jy kan jou sitplek inneem. Dankie. Rian, jy kan die lig weer vir ons aansit. Nee, kom aan mense. Nou dit is Asai. Dit is so lekker om julle elkeen vanoggend hier saam met ons te hê en dis so lekker dat julle uitgekom het vanoggend en dat die Here julle gaan seën vanoggend is definitief 'n wonderlike ding. Ons het net so 1 of 2 aankondigingkies wat ons wil maak. Ons wil heel aan die begin baie geluk sê vir die mense wat verjaar die week. Vandag is dit Martin van Sail wat verjaar. Kom ons gee net vir Martin 'n lekker hande klap en ons sê baie geluk met sy verjaarsdag. Mag die Here hom seën. En dan donderdag is dit Christel Kompaan wat verjaar. Kom ons gee vir Christel ook net 'n lekker hande klap.
En sê net vir hom, mag die Here haar ook ryklik seën. En dan Vrydag is dit Neleina Meyer. Ek dink sy is in die kinderkerk op die oomblik. En dan Saterdag is dit Christoan. Christoan daar agter, baie geluk Christoan. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap. En ons bid die Here se seën oor hulle af. Dit is dan ons voorreg ook as gemeente om vir mense te bid. En die name is gereeld op die bord. Daar's nou een naam wat ons nou bygevoeg het, is Willie Delarey. Hy gaan hierdie week in vir 'n groot hartoperasie. So ons bid dat die Here hom ook sal dra, by hom sal staan, saam met hom sal wees ook in hierdie tydperk wat hy deurgaan. Dit is 'n baie groot operasie, maar ons bid net so vir al die mense wat regtig die Here nodig het. En ek dink hier sit 'n klomp van ons vanoggend wat ook sê, ek het die Here nodig vanoggend in my lewe. Ek het hom nodig in alles wat ek doen, in my besigheid, in elke faset van my lewe het ek die Here nodig. En dit is regtig wonderlik dat ons na God toe kan draai in tye soos wat ons dit vandag beleef, om te sê, Here, ek het U nodig en hy luister. So gemeente, kom ons sluit die oë en dan vra ons net die Here se seën op vandag se diens en ook hierdie mense wat verjaar. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weet vanoggend, Here, U lei ons, U dra ons. En ek vra Vader dat U ons sal help om deur die krag van U Gees dat ons werklik waar nader aan U sal begin beweeg. Nader sal kom aan U. En Here, want U woord sê vir ons in Jakobus dat as ons na U toe nader, sal U na ons toe nader. En Vader, dit is wat ons bid vanoggend. Nader tot elkeen van hierdie persone wat verjaar in hierdie week. Mag hulle bederf voel, mag hulle voel dat U seën, U krag is op hulle. En Here, mag hulle werklik waar U liefde beleef in alles wat hulle doen. Dankie Here, dat ons weet dat U gaan hulle spaar vir nog 'n jaar en mag hulle net 'n wonderlike tyd hê en mag hulle verjaarsdag geniet en ons bid dit in U naam. Here, net so vra ons dat U sal stil staan by die mense wat gebed nodig het. Ons dink aan elke persoon wie se naam op hy lys is en wie se naam dalk nie op die lys is nie, Here. En ons vra tog Vader dat U werklik waar by hulle sal stil staan. Dat hulle nie moedeloos sal word nie, maar dat hulle sal besef dat U hoor hulle gebede. U weet wat in hulle lewens aangaan. En daarom vra ons, Here, lei hulle asseblief, help hulle en dra hulle op U hande. En ons dink aan Willie en ons vra tog dat U hom ook sal kalm en rustig hou waar hy môre moet ingaan vir daai groot operasie. Vra ons, Here, dat U asseblief hom ook 'n rustigheid in sy hart sal gee, dat U die dokter sal gebruik om genesing toe te pas. En Here, ons weet U werk ook op sulke wonderlike maniere. Want ons weet, Vader, deur U wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons hoop kom van U af. En Here, dankie dat ons weet, ons kan ons hoop in U vestig. Seën ook die res van hierdie diens, Here, elke aspek van die sang tot die woordbediening, tot wanneer ons hier uitstap, Here, mag U guns ons volg al die dae vir ons lewe in Jesus se naam. Amen en amen. Gemeente, kom staan saam met ons op, dan sing ons lekker saam.
sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Kom ons sing lekker saam gemeente. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory. Come on, sing like a song. Who rules the nations with truth and justice, shine like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy, worthy, worthy. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Go and sing, this is amazing grace.
die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig en duisternis moet vlug, begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, en ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die God uit drie en een, Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien hoe groot is ons God. Kom ons sing, hy is die naam bo elke naam, want hy is die naam bo elke naam. Waardig is die naam, en my hart sal sing hoe groot is ons God. Hy is die naam bo elke naam, want hy is die naam bo elke naam, en waardig is die naam, en my hart sal sing hoe groot is ons God. En hoe groot is ons God, en ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien hoe groot is ons God. Kom ons sing nog 'n keer, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, en ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien hoe groot is ons God. Thousand generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb, and all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels
redeemed. And sing a song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing a song forever to the Lamb. We'll sing the song forever, amen. And the angels rise, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy you will always be, and holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. People sing, holy to the King of Kings, holy you will always be, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy you will always be, holy, holy forever. Dankie Hemelse Vader dat ons weet dat U is heilig. Dankie dat ons dit kan sing, Here. Dat ons kan verklaar dit saam met die engele roep ons uit U naam bo alle name. Want U naam bring krag. In U naam is daar krag vir ons. Is daar oorwinning vir ons elkeen. Dankie Here dat ons weet dat ons kan altyd na U toe draai. En Here, dankie dat ons weet dat U is ons God. U hoor ons gebede. Help ons vanoggend, Here, om te hoor wat U vir ons wil sê, sodat ons meer en meer 'n verhouding met U kan bou, sterker kan word. Here, dat ons die aanvalle wat die vyand teen ons wil gooi, dat ons dit sal weerstaan, want ons weet, Here, U is by ons, U is saam met ons. Dankie, Here, dat ons dit kan verklaar vanoggend. Seën ons nou, Here, waar ons na U woord gaan hoor, om ons te versterk, om ons deur hierdie week te dra. En ons sê dankie, Here, dat ons weet dat U is 'n God wat omgee, wat lief is, wat daar is vir ons. En ons sê dankie, Vader. Seën ons nou in Jesus se naam. Amen en amen. Baie dankie. Jy kan die sitplek inneem.
Seker om opsit. So vandag is 'n belangrike dag in die geskiedenis of in die kalender van elke Christen en dit is Pinkster Sondag. Dit is wat ons vandag vier. En ons het bietjie besluit, ek was eintlik half in die week bietjie vasgevang en gedink, ek wil nie die tradisionele Pinksterroete gaan nie, want die tradisionele Pinksterroete is, ons preek vandag en dan môre tot en met Woensdag hou jy Pinksterdienste en dis waar jy nou vir mense bid om in tale te spreek en om hulle meer te leer oor die Heilige Gees. En ek het net gevoel, dis net te min tyd. Ek sal graag eerder dit wil uitrek en ek het toe gepraat met 'n paar van ons geestelike leiers en toe het ons besluit, ons gaan kyk om dit die hele maand te maak. So, Pinkster, al is dit net vandag, gaan ons die tema vir hierdie maand Pinkster maak, die hele maand deur. So wat ons gaan doen is, ons gaan in die loop van die week vir julle 'n paar video's plaas op die WhatsApp groepe, wat julle na kan kyk, dis bietjie ekstra Bybelstudie, wat julle gaan help om meer te leer oor die Heilige Gees. Dan volgende Sondag by Vadersdag gaan ons bietjie meer gesels oor die spreuke in tale, die aspek van die doping van die Heilige Gees. Dan die Woensdag daarop, maar ons sal al hierdie goeders met julle kommunikeer, gaan ons 'n biduur hou waar ons vir mense werklik gaan bid om gedoop te word met die Heilige Gees en so gaan ons aangaan en julle bietjie net meer en meer leer oor die Heilige Gees sodat ons kan onsself beter of dat ons beter kan verstaan wat die Heilige Gees vir ons doen. En Pinkster se oorsprong het sy oorsprong in hierdie einste vers. In Johannes 14 vers 25 tot 26 staan daar die volgende. Dit is Jesus wat praat met sy disippels. Hy is besig om vir hulle te verklaar, ek gaan nou sterf, ek gaan hemel toe en ek gaan julle nie agterlaat nie. Ek gaan iemand vir julle stuur en daai persoon wie ek gaan stuur word genoem die voorspraak. Kom ons lees dit net saam. Dit sê hy vir hulle terwyl ek nog by julle is. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, dit is die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle sê of gesê het ook. En dit is die absolute aspek van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is gegee vir ons. Toe Jesus opgevaar het hemel toe, met die hemelvaart wat ons klaar gevier het, toe sê hy, luister, my aardse bediening is klaar. Ek het 'n ander rol wat ek nou moet vervul in die hemel, langs die Vader. Ek is 'n advokaat vir jou, ek gaan jou help, ek gaan by jou staan, ek gaan jou saak die hele tyd pleit voor die Here. Maar ek kan jou nie alleen los op aarde nie, ek gaan iemand stuur om by jou te wees. En die persoon wat ons gaan stuur is die Heilige Gees. Dit is wat hy genoem word. Maar sy naam is eintlik voorspraak. Daai woordjie, die Heilige Gees, het Bybelvertalers ingesit sodat ons verstaan van wie Jesus hier praat. En die Griekse woord vir hierdie woordjie voorspraak is parakletos. Kom ons gaan net terug. Ons is nou daar sy. Is parakletos. Dit is die Griekse woord vir hierdie benaming. Dit is die Heilige Gees se naam. Hy is die parakletos. Dit is sy naam. En dit word vertaal met die Heilige Gees. Nou, die parakletos het verskillende betekenisse en dit beskryf die rol wat die Heilige Gees in ons lewe het. Nou vandag gaan ons kyk na een van hierdie rolle en in die week gaan ek vir julle video stuur waar ek 'n Bybelstudie met julle gaan doen oor die ander 3 rolle. Maar dit is wat sy naam beteken. Hy's parakletos, een van die rolle wat hy vervul is hy's 'n gewer van lewe en krag. Nog 'n rol wat hy vervul, hy's 'n intercessor. Hy's 'n intercessor tussen ons en God. Hy is ook ons advokaat. Net soos wat Jesus ons advokaat is by die Here, tree die Heilige Gees as advokaat vir ons in hier op aarde na God die Vader toe. En laaste maar nie die minste nie, hy is openbaarmaker. Hy help ons om die Bybel te verstaan. Hy openbaar waarhede aan ons. En dit is al die funksies wat ons kan koppel aan die Heilige Gees. So as jy na die Griekse woord gaan kyk, dit is wat die Griekse woord beteken. Hy's 'n gewer van lewe en krag, hy's 'n intercessor, hy's 'n advokaat, hy's 'n openbaarmaker. So ons gaan vanoggend kyk na die eerste van hierdie funksies en dis een van die belangrikste funksies wat die Heilige Gees in ons lewe doen en dit is hy's 'n gewer van lewe en krag. Gewer van lewe en krag. So dit is ons heel eerste punt wat ons nog gaan kyk. Kom ons begin deur om te kyk hoe die Heilige Gees ons help as parakletos van gewer van lewe. Wel, daar's 'n klompie gedeeltes, so julle kan dit net neerskryf.
ek wil dit ook net noem, ons het dit uiteindelik reg gekry om ons preke op te neem, so hierdie preek sal ook beskikbaar wees in die week, met die slides, so julle sal dit alles kan sien met al die verse by. So ons begin met die heel eerste ene, gewer van lewe. Ons sien in Titus 3 vers 5, begin Titus vir ons te verduidelik, die absolute aspek van die Heilige Gees wat vir ons lewe kom gee. Hy kom gee vir ons nuwe lewe. Kom ons lees dit saam. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die gewedergeboorte wat die sondaar was en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. So Titus probeer hier vir my en jou openbaar om te sê, Jesus se rol uit af aarde toe gekom, hy het kom sterf aan die kruis, hy het ons kom vryspreek van sonde, dis daai eerste gedeelte, en dit het hy gedoen, omdat hy lief is vir ons, daar's niks wat ons kon doen om onsself te red nie, Jesus het nodig gehad om ons te kom red, op grond van sy ontferming, maar hy het dit gedoen deur die wedergeboorte, so wanneer ons bely met ons lippe en met ons harte glo, dis die wedergeboorte, jy word dan weergebore, in die sin van geestelik word jy gehernie, jy word vernuwe, maar dis nie net dit nie, dan kom daar ook nog iets by, die Heilige Gees kom ook in ons, en hy kom gee ons nuwe lewe. En dit is 'n wonderlike aspek van die Heilige Gees. Hy kom en hy kom help ons, hy kom gee ons, amper wil ek sê, hy is die petrol wat hierdie vuur wat hier binne in ons is aan die brand hou. Hy is daai nuwe lewe wat in jou in is. Nadat jy jou hart vir die Here gegee het, is die Heilige Gees daar, kom hy in ons lewens in. En dit is soos amper soos 'n bonus. Hy kom in ons lewens in. So die oomblik as jy gered word, dan ontvang jy die Heilige Gees. En dis hoekom volgende Sondag gaan ons meer praat oor die doping van die Heilige Gees, wat ekstra is bo-op die ontvanging van die Heilige Gees. So jy ontvang die Heilige Gees saam met die wedergeboorte, en dit gee jou daai hupstootjie, dit gee jou daai petrol om aan te gaan. Dis die Heilige Gees wat maak dat jy bietjie ander goeters, die lewe uit 'n ander perspektief sien. Die gras lyk groener, die wolke lyk witter, die lig lyk blouer. Dis die Heilige Gees wat jou help om net vir jou te sê, hey, ek gee jou net daai hupstootjie, om net vir jou te sê, jy's nou nuwe lewe, jy het dit. So Titus probeer dit vir ons oordra, nog 'n gedeelte, wat dit so mooi vir ons omvat, en wat vir ons wys, die Heilige Gees kom gee vir ons lewe, is in Johannes 3 vers 63. Nou net 'n bietjie agtergrond hierso. Jesus is besig om hier met die Fariseërs te gesels, en hy is besig om met hulle te deel oor, hy is die brood wat lewe gee. Hy is die ene wat vir hulle lewe gee, en hulle moet hom eet. Nou, vir die Fariseërs was dit ondenkbaar, want hulle dink aan kannibalisme. Hulle dink, jene, moet ons nou regtig Jesus doodmaak en hom eet soos 'n kannibaal? Dis nie wat Jesus probeer oordra nie, hulle verstaan dit nie. Jesus probeer vir hulle sê, dat ek is die ene wat vir jou 'n nuwe toekoms gaan gee, vir jou lewe gaan gee na die dood. Dit is hoekom ek hier is, en hulle kan dit nie begryp nie. En Jesus probeer nou redeneer met hulle die kant toe en daai kant toe, en hulle probeer verstaan, maar hoe werk dit? En Jesus gee vir hulle hierdie woord, hy sê in vers 63, dit is die Gees wat iemand lewend maak, die mens self kan dit nie doen nie, wat ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe. En Jesus probeer die punt verder dryf om vir die mense te sê, vir die Fariseërs, te sê, jy kan nie jou lewe red nie, jy kan nie, dit is onmoontlik. Net ek kan dit doen. En dit wat ek nou vir julle sê, is die waarheid, want dit kom van die Heilige Gees af, en die Heilige Gees is die ene wat vir jou daai lewe moet gee. As jy nie die Heilige Gees in jou lewe het nie, het jy nie daai nuwe lewe nie. Dan het jy dit nie. Dis hoekom dit so belangrik is. Dis sy rol, hy is die gewer van lewe. Jesus gee ons die toekoms, maar die Heilige Gees, omdat die Heilige Gees God is, kom gee hy vir ons lewe. So wanneer Jesus sê, ek het gekom om vir jou lewe en lewe in oorvloed te gee, is hy nie net besig om van onsself te praat, hy is besig om te praat van die Godheid, om te praat van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Hulle almal werk saam om vir jou lewe te gee en dit in oorvloed. En dis die Heilige Gees wat hierdie lewe in jou inblaas en jou help en jou versterk om hierdie nuwe lewe te gee. En dis hoekom Jesus vir hierdie Fariseërs wat dit nie begryp nie, probeer vir hulle sê, dis die Gees wat iemand lewend maak. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie.
As ons moet sonder die Heilige Gees, en party mense doen dit, maar hulle kry dit nie reg nie. As ons moet sonder die Heilige Gees lewe, dan is elke dag 'n constant battle, as ek die Engels kan gebruik. Jy gaan net suffer, jy gaan nie oorwinning behaal nie. Jou mindset gaan die ene wees van ek is 'n verloorder, ek kan nie meer oorwin nie. Maar dis die Heilige Gees wat ons kom en help om vir ons te sê, ek het vir jou lewe gegee, jy gaan dit kan doen, geniet hierdie lewe, werk met dit, en hy kom gee daai petrol op die vuur om jou te stook, om jou aan die gang te hou en aan die gang te sit. Nog 'n gedeelte wat so mooi verklaar van die Heilige Gees wat 'n gewer van lewe is. In Romeine 8 vers 11 kom sê Paulus, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dood het opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. En hier is Paulus besig om net die aspek wat ons nou net herhaaldelik oor praat, net deur te druk na die mense toe om te verstaan dat jy kan nie jou lewe red nie. Jy kan niks doen om aan die lewe te bly nie. Jy het die Heilige Gees nodig. Want die groot ding is net, hierdie liggaam van ons gaan sterf. Hy gaan sterf. En as jy nie die Here in jou hart het nie, dan weet ek nie waar jy jou oë gaan oopmaak volgende nie, so te sê. Maar as jy die Here in jou hart het, dan kom die Heilige Gees en hy kom gee jou daai lewe. Hy kom gee jou daai energie, hy kom gee jou daai motivering om aan te hou, om beter te word, om oorwinning te behaal. En dis hoekom Paulus sê, dieselfde Gees wat in Jesus was, wat hom opgewek het uit die dood uit, is nou in jou as jy glo. Dis die Gees wat jou lewe gee. Hierdie gedeelte is so 'n mooi verduideliking van hoekom ons doop. Ons doop mense sodat ons hulle kan, die simboliek daarvan is, hulle is dood saam met Jesus, hulle is dood met die ou dinge, en hulle kom uit die water uit lewendig, met nuwe lewe, nuwe krag, nuwe ywer vir die geestelike wandel. En dit kan net alleenlik gebeur deur die Heilige Gees, wat my en jou help, wat by ons staan. En dit is hoekom Paulus sê, deur sy Gees, wat in julle woon, sal hierdie sterflike liggaam, sal hy nie sterf nie. En hy praat nie hier van die fisiese dood nie, hy praat van die dood hierna, van die ewige dood. Sê, dan gaan jy nie doodgaan nie, want die Here het jou lief, en jy's gekies om saam met hom in hiernamaals te wees. Hemel toe te gaan, plain en simpel. En dit is die doel van die Heilige Gees, is hy is daai gewer van lewe vir my en vir jou. Het mag dalk bietjie confusing wees, voordat ons na die volgende punt toe gaan. Kom ons maak net gou 'n paar stellings hier reg. Onthou net, God, die Vader, Jesus en die Heilige Gees is 3, maar hulle werk saam. So wanneer jy bid en jy sê, Here God, dan is jy besig om al 3 te betrek. Wanneer ons 'n gebed eindig en sê in die naam van Jesus, is ons besig om al 3 te betrek. Dis nie 'n kwessie van jy moet afsonderlik vir elkeen nou gaan bid nie. Al 3 werk saam. Al 3 het 'n funksie. Al 3 het 'n deel in ons lewe. Jesus, verlosser, hy staan by die Vader, hy maak seker, die Here kyk deur hom na ons toe, om verlossing vir ons te bied, want God moet sonde straf, hy moet ons eintlik vernietig, omdat ons sonde het, maar deur Jesus kyk hy na ons. Die Heilige Gees, hy is die krag, hy is die lewe, hy help ons, hy gee ons die energie, om die dinge deur te druk, om die pyne en die lyding wat ons hier op aarde te kan vat. Hy help ons deur dit. Dis hoekom hy wek die nuwe lewe in ons op. Dis hoekom dit nodig is, dat hy moet deel wees van ons lewe. So ek wil net hê julle moet verstaan, dat ons bid nie afsonderlik Heilige Gees, God die Vader en Jesus Christus nie. Baie mense het baie keer die opinie van, ons bid te min na die Heilige Gees. Is nie so nie, hulle al 3 werk saam. Hulle al 3 het 'n funksie, hulle al 3 het 'n rol in ons lewe om te speel. Die Heilige Gees se funksie op hierdie oomblik is om vir jou lewe te gee, en dit werklik waar in oorvloed te gee, sodat jy die aanvalle van die bose kan aanvat, dat jy genoeg energie het, en ek sê die hele tyd energie, want dit is wat ons nou gaan sien, wat kom met krag. Hy gee jou daai hupstootjie om net verder te kan gaan in hierdie lewe, en die aanvalle aan te vat, om nie moedeloos te word nie. Hy gee jou daai lewe, en hy maak dat jy
deur kan druk. Die tweede aspek van die Heilige Gees, naas dat hy gewer van lewe is hy ook 'n gewer van krag. Hy help ons wanneer ons kragteloos voel. En ons sien dit in Handelinge 1 vers 8. Daai ikoniese gedeelte waar Jesus vir die disippels sê, julle moet nou gaan wag in Jerusalem en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in julle Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. So Jesus sê hier vir die disippels net hierdie is tydens sy hemelvaart, sê hy vir hulle, gaan wag, die Heilige Gees gaan kom. Die oomblik as ek in die hemel is, dan stuur ek die Heilige Gees na julle toe, om julle te help hier op aarde. En dit is so wonderlik, want nie net kom die Heilige Gees om nuwe lewe te wek in ons nie, maar hy kom ook om jou krag te gee. Dis daai energie wat ek van praat. Dis krag om jou te help om deur te druk. Wanneer die moeilike tye kom, wanneer jy moedeloos raak, wanneer jy krampe so te sê kry in die gees, kom hy en hy kom versterk jou en help jou en dra jou deur dit als. Dis hoekom Jesus hier sê, julle gaan krag ontvang. En hierdie woordjie krag in die Grieks is uit en uit 'n klompie goed. Onder andere is dit energie, onder andere is dit moed, onder andere is dit fisiese krag, onder andere is dit emosionele krag. Alles word gekoppel aan hierdie woord. Om te sê, die Heilige Gees gaan jou help met die volle spektrum van jou lewe. Dis hoekom ek hom stuur om jou te help. Nog 'n gedeelte wat so mooi is Paulus wat vir ons vertel, nie net kom die Heilige Gees om ons te help met krag nie, maar hy kom gee vir ons hierdie krag. En hierdie krag lyk op verskillende maniere, speel dit uit in ons lewe. In 1 Korintiërs 12 vers 7 sê hy, en elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. En hierdie werking van die Gees is 'n krag. Die Heilige Gees gee vir ons die krag, en dis nie net tot jou voordeel nie, en ons moet dit verstaan, dis tot voordeel van almal. Alle Christene gaan deur moeilike tye. Dis hoekom die Bybel sê, dra mekaar se laste, help mekaar. Moenie een kant toe staan en sê, maar okay, jy's nie deel van my crowd eintlik nie, jy's nie deel van my groepie, so ek gaan jou nie help nie. Nee, as die persoon verklaar hy's 'n Christen, dan moet ons mekaar help, ons moet mekaar bystaan. En daai help kan op verskillende maniere plaasvind. Ek sê nie jy kan nou maar besluit hoe jy wil help, dit is jou keuse, maar die groot ding is net, ons moet by mekaar staan en mekaar help, wanneer ons deur die donker van tye gaan. En dis hoekom Paulus sê, daar is vir ons werkinge gegee, wat die Gees in ons werk en deur ons werk, om mekaar te bemoedig en te versterk. En van daai werkinge lyk soos die volgende, en dit is wat hy verder sê in 1 Korintiërs 12 vers 10 tot 11. Hy sê, aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan die ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei, en nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, en 'n ander om dit uit te lê. En hierdie is net 'n klein bietjie, want ons gaan volgende Sondag bietjie meer gesels oor hierdie aspekte, maar hierdie is net 'n klein aspek aan wat Paulus hier raak. Hierdie is 'n druppel in die emmer, daar is soveel meer wat gesê kan word aangaande die krag van die Heilige Gees en hoe hy funksioneer. Maar die Heilige Gees werk deur ons na ander toe, om tot voordeel van ander. En hy doen dit op verskillende maniere, partykeer deur 'n profesie. Profesie in terme van, jy profeteer oor iemand. Met ander woorde, die Here sê vir jou, luister, ek wil hê, ek gaan Chart nou net gebruik as 'n voorbeeld, vir Chart gaan sê, luister Chart, jy moet ophou met dit of dat, die Here sê, hy sal jou deure dra, hou op worry, hou op bekommerd wees. Dit is 'n profesie, wat jy oordra aan hom, want onthou, profesie is 'n spreking van God deur iemand, na iemand anders toe. Die ene krag wonders te doen, om vir iemand te bid, en 'n wonderwerk vind plaas. Dit gebeur. Daai aspekte vind plaas, wonders te doen. Ons dink wonders is om soos Moses die see oop te maak. Dit is 'n wonder, yes, maar baie keer is dit, jy gaan staan by jou pekaneerbome en jy bid, Here, asseblief laat die ryp nou val, en dan die volgende dag val die ryp. Dis 'n wonder, dit gebeur. En so werk die Here deur ons almal, deur ons, tot voordeel van mekaar. En dan die laaste ene, die ongewone tale of klanke, ons gaan volgende Sondag bietjie daaroor gesels. Oor dit is 'n bewys van hoe die Heilige Gees in ons lewe inkom, en ons net 'n ekstra, ek gaan dit nou volgende Sondag meer sê, ek wil dit nou nie uitlap nie, maar dit is soos 'n ekstra drukkie,
wat van God afkom om net vir jou te sê, ek het jou oneindig lief. Maar meer oor dit volgende Sondag. Maar die belangrike punt wat ons hier moet uithaal, is dat die Heilige Gees gee vir jou krag. En daai krag werk nie net tot voordeel van jou nie, maar tot voordeel van ander ook. En dit is hoekom Paulus eindig met sy gedeelte in 1 Korintiërs 12, vers 10 tot 11. Hy sê, maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat dan elkeen afsonderlike gawe uitdeel, soos hy wil. En hierdie is belangrik om te verstaan wat Paulus hier sê, voordat hy nou indelf in al hierdie aspekte van die gawes van die Gees, probeer hy vir mense net sê, onthou net een ding, ek en jy kan nie die Heilige Gees beheer nie. Ongelukkig kan ons nie. Die Heilige Gees werk deur ons. Ons moet ontvanklik wees vir dit. Ons moet luister. So, nie net een persoon gaan net wonderwerke doen nie. Jy kan al hierdie gawes hê. Die Heilige Gees kan met al hierdie gawes deur jou werk. Dit gebeur, want ons kan nie die Heilige Gees limiet nie. Die Heilige Gees werk in elke liewe situasie afsonderlik soos wat dit moet gebeur. En dis hoekom hy kom en hy gee jou krag vir die situasie waarin jy jouself bevind. En hy kom help jou in daai situasie uniek tot jouself. En dit is die wonderlike ding van die Heilige Gees. Ons wil die Heilige Gees in 'n boksie plaas. En baie keer, en ek sê geen kerkorganisasie sleg nie, maar dit is wat baie van die gereformeerde kerke gedoen het in die 1800s. Hulle die Heilige Gees in 'n boksie geplaas. En gesê die Heilige Gees het net een rol, een funksie. Eers met die kom van Pinkster en van charismatiese kerke en teoloë wat bietjie meer die Bybel lees en bietjie dieper gedelf het, kom hulle agter, maar luister, daar's soveel meer aan die Heilige Gees as net een funksie. Ons kan hom nie net plaas in hierdie aspek nie, daar's soveel meer aan hom. En ek wil amper 'n stelling maak wat sê die volgende, soos ons weet minder van die Heilige Gees as wat ons moet weet. Jy weet, soos daai stelling wat hulle sê, ons weet meer van die ruimte as van ons oseane, dis presies dieselfde. Ons weet meer oor ander dinge as wat ons weet oor wat die Heilige Gees vir ons moet doen en behoort te doen. Want ons preek te min oor die Heilige Gees, ons praat te min. Hy is amper 'n nagedagtenis. Ons rammel dit af. Dis hoekom ek sê Pinkster preek die ouens oor een aspek van die Heilige Gees en dan rammel hulle dit af om net na die volgende goed te gaan. Verduidelik nie die doel en dit wat die Heilige Gees vir ons beteken nie. So ek wil julle regtig aanmoedig om te besef dat die Heilige Gees werk op verskillende maniere. In die musiekspan, julle kan vorentoe kom. Die Heilige Gees werk op verskillende maniere in verskillende situasies, soos wat dit hom behaag, sodat hy my en jou kan help. So net om op te som, sodat ons net weet as ons nie wegstap. Die Heilige Gees is 'n gewer van nuwe lewe in ons lewe. Gee hy vir ons nuwe krag, nuwe lewe, nuwe ywer. Wanneer ons tot redding kom, kom hy in ons lewe in en hy kom sê, luister, ek gaan jou help. Wanneer ons in 'n moeilike situasie is, byvoorbeeld soos by die werk en ons hanteer 'n moeilike aspek, dan kom die Heilige Gees en hy kom werk 'n krag deur middel van ons om daai situasie te help. En dit is die wonderlike aspek van die Heilige Gees. Dit is God, die Godheid, wat die heeltyd teenwoordig is in ons lewe. Wat jou nooit alleen los nie. Dis hoekom God sê vir ons deur middel van die skrywer in Hebreërs, hy sê, ek sal jou nooit los of verlaat nie. En hy doen nie, want hy is die heeltyd by ons. Maar wat ek en jy nodig het om te verstaan, is ons moet begin besef, in die eerste plek, die Heilige Gees is by ons, en in die tweede plek moet ons begin luister. Luister na sy stem. En dit gaan ons nou volgende Sondag bietjie meer oor gesels, maar dit gaan ons ook in die video's van by die punt van openbaarmaker. Praat die Heilige Gees konstant met ons. Hy skree half en half op ons, maar ons hoor nie. Ons luister nie. En dit is belangrik dat ons begin luister na wat die Heilige Gees, want ek wil vir jou vandag sê, en ek maak hiermee klaar, dat as jy 50% van die keer gaan begin luister vir die Heilige Gees, net 50% in jou lewe, wil ek vir jou vandag sê, gaan jy hyper suksesvol wees in elke liewe situasie, in elke faset van jou lewe. As jy 100% begin luister, dan is die 10 al dood.
Maar want dit is baie moeilik om 100% te luister. Ek sê dit nou so tongnietjies. Maar die groot ding is net, as jy net kan leer om 50% te kan luister, dan wat die Heilige Gees vir jou sê in 'n dag, wil ek vir jou sê, daai besigheid deals, daai moeilike mense, daai moeilike kollegas, daai moeilike mense in jou familie, jy gaan weet hoe om dit te hanteer. Want is amper soos 'n cheat code wat die hele tyd in jou oor gefluister word, sê dis wat jy moet doen, dis wat jy moet doen. En jy gaan dit kan regkry. Maar dit is die belangrikheid. En dis wat ons moet leer as Christene, hoe om te luister na die Gees. Luister na die Gees. En die enigste manier ons dit kan doen, is deur om stil te word en werklik waar te hoor wat hy wil sê. Daar's 'n liedjie wat 'n persoon geskryf het. Eintlik is dit Hillsong wat dit geskryf het. En hierdie woorde is so mooi. So ek gaan jou vra net of jy is, bly net sit. Die woorde gaan op die bord verskyn, jy kan maar so lank die woorde opsit, Bianca. Ons gaan die liedjie sing. En ek wil net hê jy moet net vir 'n oomblik net jou oë toemaak en net met die Here 'n bietjie vir 'n lekker of 'n beter woord connect. Net sê Here dankie. En as jy sukkel, as jy struikel, jy voel moedeloos dalk. Jy voel jy het nie meer uitweg nie. Wil ek jou nou vra, praat net met die Gees terwyl ons nou hierdie lied sing. Deel met hom dit wat deur jy gaan. Jy hoef dit nie hardop te doen, jy kan dit in jou gedagtes doen, maar deel met die Here wat deur jy gaan. Want hierdie liedjie sê die volgende, sit dit gou vir my die koorgedeelte op. Hierdie gedeelte, die liedjie sê, when the ocean rise and thunder fall, I will soar with you above the storm. For you are king over the flood, I will be still and know you are God. Met ander woorde, wanneer die dinge moeilik raak in die lewe, dan en die gesuis van die lewe kom, is dit nodig dat ek en jy net vir 'n oomblik bietjie moet stil word, terugtreë en luister wat die Heilige Gees vir ons wil sê. Want onthou, hy gaan jou daai nuwe lewe gee. Hy wil hê jy moet jou lewe geniet. So hy gaan jou sê wat om te doen. Hy gaan jou krag gee om vir jou te sê, maak so, ek wil hê, ek gaan jou help in hierdie situasie. Maar ons moet luister. So, net daar wie is, kom ons sit. Maak jy oë toe, kom ons luister die lied. Within your mighty hands, when the oceans rise and thunder rolls, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you. Rise, when the oceans rise and thunders roar, I will roar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God, and I will be still. God, and I will be
am the God that healeth thee. I am the God that healeth thee. I am the God that healeth. Kom sing, be still. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. And I will be still and know you are God. Hemelse Vader, dankie dat ons weet, Here, dat ons kan stil word, want U gee vir ons krag, U gee vir ons lewe, en help ons om dit in hierdie week te beleef, in alles wat ons doen, Here, dat ons die Heilige Gees sal ervaar. Ons sê dankie, Vader, dat U ons lei, wanneer die tye moeilik raak, wanneer die storms woed, weet ons, Here, dat ons net bietjie stil word en U stem hoor, sodat ons kan weet wat se uitkoms, wat se krag gaan deur ons werk. En ons sê dankie, Vader, vir dit. Here, seën ook nou die finansies, Here, waar ons elkeen gaan gee. Here, ons bid dat U ook U hand daarop sal rus. Here, dankie dat ons weet dat U seën elke persoon wat gee. En ons vra, Here, dat U guns op elke persoon sal rus. En Here, die wat nie kan gee nie, help hulle om nie skuldig te laat voel nie, Here, maar help hulle om tot 'n plek te kom in hulle lewens waar hulle kan gee. En waar hulle die seën van die Here sal begin beleef as gevolg van dit. Want U sien dit en U seën dit as gevolg van die mense bereidwilligheid om dit te gee. En ek vra, Here, gaan saam met elkeen nou in Jesus se naam. Amen. En amen. Ek gaan vra dat die mense wat my gaan help met voorbereiding, met die opneem van die offerande voort kan gaan. En ons sê dankie vir julle elkeen dat julle dit doen en dat julle gehoorsaam is aan die Here. En mag die Here jou seën. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. And I will be still and know you are God. And I will be still and know you are God. Gemeente, dis dan my voorreg om jou vandag hier uit te stuur. Dat hierdie aspek van die Heilige Gees in jou lewe sal borrel,
sal werk. En ek wil jou vra, doen net een oefening vir my. Wanneer die situasie te rof raak, onttrek net so 'n bietjie, raak stil en gaan hoor wat die Here vir jou wil sê. Ek sê jou nou, as jy dit begin doen en dit aktiewe deel maak van jou lewe, gaan jy sien jy gaan makliker oorwin in moeilike situasies. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met julle gaan in hierdie week tot ons mekaar volgende Sondag weer gaan sien. Shalom. Shalom. Kom geniet 'n lekker koppie koffie. Geniet julle Sondag verder. Mag die Here julle seën en dan sien ons mekaar in die week en in volgende week. Amen. Donkey, donkey.